Baie welkom by die uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Ek en 'n paar van ons gemeentelede was verlede Saterdag by 'n evangelisasie toerustingsgeleentheid. En ek het net weer nagedink oor Jesus se opdrag, die kerk se werk van evangelisasie. Die klassieke teks waarheen mense altyd teruggaan, is Matteus 28. Dus na Jesus se opstanding, aan die einde van sy bediening, dan sê hy vir die 11 disippels, hier staan, die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party getwyfel het. Maar die 11 disippels sien vir Jesus en Jesus praat met hulle. En dan sê hy vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek het al baie boodskappe hieroor gehoor. En ek onthou baie goed 'n boodskap wat ek gehoor het, of 'n reeks wat gesê het, hier staan 4 goed. Hier staan gaan, dan maak die mense my disippels, dan doop hulle en dan leer hulle. En dan na dit die versekering en die bemoediging, onthou Jesus is by ons tot aan die volëinding van die wêreld. Dit is ook waar, maar as jy na die Griekse sin kyk, die opdrag van Jesus, is die hoofopdrag, is maak disippels. Nie gaan nie, nie doop en leer nie. Dit is byvoegsels. Hoe moet ons disippels maak? Wel, gaan na mense toe, leer hulle van Jesus, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Maar die hooffokus is om disippels te maak. Nou, as jy hierdie gedeelte lees, wat vir ons baie bekend is, dan weet ek van 'n hele paar mense wat altyd 'n bietjie ongemaklik, effe skuldig voel, omdat hulle dink, hulle het nog nooit gegaan en met vreemde mense gesprekke gevoer, soos wat die ideaal partykeer voorgehou word nie. Nou, dis hoekom ek oor hierdie teks 'n bietjie dink, oor evangelisasie 'n bietjie dink. Eerste vraag, aan wie word hierdie gesê? Dis baie duidelik dat die opdrag is primêr aan die 11 apostels, wat deur Jesus persoonlik geroep en uitgesoek is daarvoor, wat deur Jesus in diensopleiding gegee is om presies dit te kan doen. Nou, kan 'n mens sê, goed, as dit aan hulle gerig is, hoef ek nie so erg skuldig te voel, dat ek dit nou nie elke dag doen nie, en dat ek ook nog nooit na 'n ander plek, 'n ander nasie toe gegaan het nie. Hier staan wel, dat Jesus vir die 11 dit gesê het, maar hier staan ook, leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. En Jesus beveel vir die 11, maak disippels. So, en daai mense wat hy disippels maak, wat hulle disippels maak, daardie mense moet geleer word om ook disippels te maak. Dis die lyn van hierdie opdrag wat Jesus gee. Maar ek wil hê julle moet hoor, die klem is nie op gaan nie, of op doop nie, selfs nie op leer hulle nie, die klem is op maak disippels. Op watter manier ook al. Kan ek vir jou 'n vraag vra? Is jy 'n disipel van die Here Jesus? Is jy sy kind? Hoe het jy tot bekering gekom? Wie het jou na die Here toe gelei? Was dit iemand uit 'n ander land uit wat hiernatoe gekom het en jou gekonfronteer het met 'n gesprek oor die inhoud van die evangelie van Jesus Christus? Waarskynlik nie. Waarskynlik het jy van die Here Jesus en van disipel van hom geleer by nader mense,
by jou familie of vriende, dalk by die skool of op 'n kamp, by die kerk. So ons kan duidelik sien dat die praktyk van disipel word is nie gebind aan hierdie een manier van doen nie. Daar's meer maniere van doen, solank ons disipels maak. Dis die punt, om disipels te maak. Ek wil graag 'n klein stukkie uit Handelinge 5 vir julle vertel. Die 11 apostels het nou oorwegend hulle, sien ons in die Bybel, het die evangelie van Jesus Christus verkondig. Die hoëpriester in die Joodse raad is geïrriteer hierdeer en in Handelinge 5 laat hulle die 11 in hegtenis geneem, sit hulle in die tronk. In die nag kom sluit 'n engel die tronk oop en sê vir hulle, hoor nou wat is die opdrag wat die engel sê. Die engel sê vir hulle, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. So die 11, Jesus het hulle gestuur om te gaan verkondig, hulle gaan nou weer waarheen? Tempel toe. Hulle gaan nie nou eers weg nie. Daar waar hulle op die stadium lewe, in die tempel verkondig hulle die boodskap van hierdie nuwe lewe wat hulle nou het. Die Joodse raad roep 'n spesiale raadsvergadering bymekaar, hulle stuur wagte om die apostels in die tronk te gaan haal, die kom terug en sê, daai mense is nie in die tronkie, hulle is in die tempel, hulle is besig om te preek. Nou bring hulle die 11 apostels voor die Joodse raad, en die Joodse raad sê vir hulle, vers 28 van Handelinge 5, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie. Julle kan hoor, hulle was besig om mense disipels te maak, deur hulle te leer, die weg, die beginsels, die goed wat Jesus gesê het. Nou sê hulle vir die Joodse raad, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan julle. En dan sê hulle, vers 31, God het hom, dus Jesus, verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Hulle is getuies van wat Jesus gedoen het. Nou ek sê dit, want om deel te wees van die kerk se projek van disipel maak, kan jy dit nie op hoor sê doen nie. Ek onthou toe ek groot geword het my pa hulle en ander ou mense ons vertel van 1918 se griep. Ons weet van die klompe mense wat dood is, die skole was gesluit, die kerke was gesluit, die mense het maskers gedra wat hulle self gemaak het, maar dis ver, dis nie so baie bekende inligting nie. Maar 2020 se pandemie het ons almal deurleef. Ons kan eerstehands daarvan praat. Ons kan vir ander mense vertel, wat het jy in jou huis gedoen, toe jy nêrens heen mag gegaan het nie, hoe het julle die aande omgekry, wat het julle gedoen? Dis eerstehandse eie ervaring. En dit is een van die belangrike goed van disipel maak. Ek wil net eers sê, ek verstaan nie die opdrag dat elke enkele gelowige 'n evangelis moet wees nie. Ek verstaan die opdrag dat die kerk van Jesus Christus disipels moet maak en elke enkele gelowige met sy of haar gawes is deel van die radwerk van hierdie kerk. Nou wil ek afsluit in 3 goed sê. Die een is, ek moet self oortuig wees dat Jesus Christus my verlosser is en dat dit die moeite werd is om sy kind te wees. Dan moet ek oortuig wees dat dit die moeite werd is om ander mense in te bring. Ek hoor so dikwels, ek loop die Here se pad, maar my kinders, hulle moet self besluit. Ander mense moet maar self besluit. Ek en die Here, ons is alright. Ek dink die Here se opdrag sê meer as dit. Dit sê, wees jy alright met die Here, maar dan trek ander mense in. Jy moet dit aktief doen. Jy moet bietjie dink daaroor. Hoe kan jy dit doen? Om ander mense in te trek, dat hulle ook vir Jesus Christus kan ontdek. Op watter manier?
met jou gawes, daar word ons baie gepraat, nee? Maar ons fokus moet wees, die kerk moet disippels maak. 2 laaste goed. Oppas dat ons nie deur ons optrede die naam van God sleg maak nie. Romeine 2 vers 24 sê Paulus vir mense, hy sê, julle preek, jy mag nie steel nie, dan steel julle self. Julle maak die naam van God sleg. Dit belemmer die disippelskaps fokus van die kerk. As die kerk se mense, die Here Jesus se mense op 'n manier lewe wat 'n slegte smaak en 'n voorbeeld wat nie navolgingswaardig is nie, as dit veroorsaak. Laaste ding. Almal is nie evangeliste nie, maar sê 1 Petrus 3 vers 15, almal moet gereed wees om 'n antwoord te gee oor die hoop wat in ons lewe as iemand dit van ons vra. Ons is deel van die radwerk van die kerk. Verskillende mense het verskillende take. Almal saam moet gefokus wees op disippelskap. Almal moet dit aanhelp en almal moet darm kan antwoord, kan sê, wat glo ek? Waar kom die hoop vandaan waarmee ek lewe? Wat is jou rol in die radwerk om disippels vir Jesus Christus te maak? Dink asseblief 'n bietjie daaroor. Kom ons bid. Here, ons weet evangelisasie is vir U baie belangrik. Ons bid dat U deur die Heilige Gees ons gemeente en baie ander kerke sal aanraak met 'n nuwe gevoel, 'n nuwe fokus op disippelskap en evangelisasie. Amen. Ontvang die seën van ons Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen.